Hemelse Vader, as ons vandag hier by mekaar is om afskeid te neem, dan moet ons nou maar sommer in die begin erken dat ons nie baie gemaklik is met afskeid neem nie. Dis vir ons swaar, dis ongemaklik. En tog in ons harte weet ons dis u wil. Ons verstaan nie heeltemal hierdie begrip van u wil nie, maar ons weet u is die God wat soewerein is, wat alles kan doen wat hy wil. En tog vir ons 'n tyd gun om op aarde te leef. Dankie daarvoor. Dankie vir die geleentheid wat ons het om hierdie aarde vir 'n paar jaar te kan betree en bewerk. En dan Here, dis die wonder dat werk dat dit nie al is nie, daar's nog 'n ewige lewe hierna. En daarvoor wil ons vir net so dankie sê. Dankie dat Flip vandag al daarvan deel het. Dat hy saam met u is, en dat jy hom by hom geneem het, en alhoewel dit vir ons swaar is, ons hartseer is, ons stikkend is, ons baie gaan verlang hier oor die Kerstyd, weet ons dat u met die groot liefde ook by ons gaan wees, en ons gaan dra. Hou ons styf vas, Here, asseblief. Amen. Ek wil so 1 of 2 praktiese reëlings met u tref, voordat ons aangaan met die res van die diens. Nommer 1 is, dis 'n roudiens, 'n verrassingsdiens, en ons gewoonlik as ons by 'n begrafnis is, dan sak die kus, en dan mens kry so 'n stukkie closure daarso, wat 'n mens nie nou vandag dalk so kry by 'n roudiens nie, en daarom as ons klaar gepreek het, gaan daar so 'n lied gespeel word, waar jy sommer kan rustig wees, en dan afskeid neem. Ek dink dis nodig om net so 'n moment te hê, wat 'n mens kan sê, maar simbolies wil ek nou kan totsiens sê, en rustig wees. So die tweede lied wat ons gaan speel, kan jy net sommer rustig wees, en daarna gaan ek vir ons die seën uitspreek, en dan kan ons uitbeweeg buitekant met 'n laaste lied. Vir die ouens op Facebook live, die musiek is gemute, ons moet dit ongelukkig doen, so as julle nie die musiek kan hoor nie, dis nie 'n glitch of 'n fout nie, dit moet so wees, anders gooi Facebook ons af, en YouTube, so vergewe ons daarvoor, maar ons kan nie anders daar rondom nie. Die res van die diens behoort julle wel te kan volg. As ons klaar is hier binnekant, is jy welkom om buitekant toe te beweeg, hier na die foyer toe. Daar's gereed gemaak vir tee en koffie en eetgoed, so jy's welkom om 'n bietjie saam te kuier. As die reën baie erg is, ons het Vrydagmiddag 'n begrafnis gehad, en toe kom die reën op 'n stadium verskriklik af, dan gaan ek net so vir 'n oombliekie dalk net stil raak, want mense sukkel om by die sinkdak die te hoor, anders fluit die mikrofoon en alles, en dit raak al hoe moeiliker om te hoor dan. So indien dit so sou gebeur, ek weet nie hoe lyk die weer buitekant nie, maar as dit sou gebeur, gaan ek net op 'n punt vir jou aanduiding gee, dan gaan ek maar sommer 'n stukkie musiek net speel, en die diens net so vir 'n oombliekie pause, as dit reg is. Net vir julle as familie wat verskriklik naby is, mag julle regtig waar styf vashou, mag dit vandag en die tyd vorentoe 'n tyd van rou wees, wat ons moet rou, en is goed, maar ook 'n tyd soos wat 'n mens kan voel die Here dra mens. Dis ook die ander kant van dieselfde muntstuk, is dit 'n seer en eina, veral die oor Kerstyd, maar mens weet ook dat die Here by ons is en ons gaan dra. Mag jy julle regtig waar styf vashou in hierdie tyd. Ek gaan nou vir ons 'n lied speel, daarna gaan ek die briefies vir ons lees, en dan gaan ek die bedankings doen, dan gaan ons aan met die res van die diens.
gaan begin met die briefies. Baie dankie vir die 34 jaar wat ek kon deel wees van jou lewe. Dit was mooi jare waarvoor ek dankie sê. Jy was 'n wonderlike vriend en 'n eggenoot. Jy het met my bygestaan in goeie en slegte tye. Alhoewel ons paadjies nou tydelik geskei het, bly ek lief vir jou. Rus en vrede. Jy is by die Here en verlos van pyn en lyding. Altyd lief vir jou van Tony. Van Reinet af, my pappa, my anker, my rots en my heel eerste beste vriend. Ons het so mooi verhouding gehad. 'n Band en liefde wat min mense sal verstaan. Ek hoor pappa se stem en dit leef hier binne in my hart. Dankie vir al jou liefde, al ons lekker kuiertjies saam in die rooi wyn. Ek gaan alles so mis, maar vir jou die meeste. 'n Stukkie van my hart sal vir ewig leeg wees. Baie lief vir jou van Reinet af. Liewe oupa, as ek terugdink aan my lewe, was oupa nog altyd daar. Hoe bevoorreg was ek nie. Oupa se liefde en goedhartigheid het my hele lewe omring en veilig laat voel. Een van my kosbaarste herinnerings as kind is hoe oupa nie daarvan gehou het as ons seer gekry het nie. Dit het jou hart so geruk as ons gehuil het en oor 'n skrapie op die knie wat van speel, dat oupa sommer kwaad kon raak vir almal wat dit moontlik toegelaat het om dit te gebeur. Oupa was so vol liefde dat hy nooit wou hê ons moes enigiets anders as net liefde ervaar nie. Oupa was altyd net 'n oproep weg. As ek ouma gebel het, was oupa op pad. Julle huis en harte was altyd oop vir almal wat 'n guardian angel nodig gehad het. Oupa het my geleer dat dit nie saak maak wat ons doen nie, maar dat dit saak maak dat ons dit saam doen. Dankie oupa vir elke oomblik, elke les en elke drukkie. Oupa het my lewe ryker gemaak en my hart vol liefde gelaat. Ek dra oupa altyd saam met my en ek weet oupa bly ons guardian angel. Rus sag, oupa, ek sê jou altyd lief hê. Jou bankies. Dan van Chantay, liewe oupa, vandag moet ons vir oupa groet. En dit is vir ons baie moeilik. Ons harte is swaar, maar ons vind troos daarin dat oupa nou sonder pyn is. Ons glimlag wanneer ons aan oupa se hare dink. Hoe trots oupa altyd daarop was en hoe oupa altyd haarsproei gebruik het om elke haartjie perfek in plek te hou. Ons kan dit so mooi sien. Oupa daarbo met sy hare weer vol en netjies, presies soos oupa daarvan gehou het. Ons hoop hulle gee vir oupa sterk haarsproei want oupa sal beslis daarna vra. Ons is dankbaar vir die oomblikke wat ons nog saam kon hê. Dat ons nog 'n bietjie roomys saam met oupa kon geniet. En dat oupa vir Leila kon leer ken. Dit was my baie spesiaal dat julle mekaar kon ontmoet. Ek weet Leila sal eendag hoor van oupa en hoe lief ouma vir haar was. Oupa, ons gaan oupa bitter baie mis. Dankie vir die liefde, die lag en die kosbare herinnerings wat ons altyd sal dra. Liefde van Chantay. En dan die bedankings, net vir elkeen wat hier is, verskriklik baie dankie vir al julle moeite, dat julle hier is. Dankie vir elkeen se oproepe en se WhatsApps, ons die gesin waardeer dit verskriklik baie. En dan wil ek net spesiaal sê, ek wil baie graag spesiaal dankie sê aan Andrei, Amanda en Kay van Karoo Blessings. Julle ondersteuning en versorging het baie vir ons beteken. Baie dankie dat julle altyd daar was wanneer ek julle nodig gehad het. En dan 'n briefie van Flip, 'n persoonlike boodskap van Flip. As ek nou met julle kon praat, in die stilswye, het ek julle verlaat in die palm van die Here. Moenie dat oorbodigheid van verdriet my plek in julle harte vul nie. So sê ek vaarwel vir nou aan julle almal. En onthou, die dood laat 'n hartseer wat niemand kan heel, maar liefde laat herinneringe wat niemand kan steel. Elkeen van die ouens wat in die Bybel geskryf het, veral die Nuwe Testament, en ons ken hulle nou as Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Elkeen van hulle het 'n sekere gemeente vir wie hy skryf. 'n Mens dink baie keer dis maar net 4 ouens wat elkeen iets geskryf, maar elkeen van hulle was het 'n gehoor gehad, 'n audience gehad en as soos 'n dominee dit hoor te doen,
moet hy sy audience op 'n manier ken. Hy moet weet met wie praat hy. So as Matteus skryf, dan is die mense wat voor hom sit 'n klomp Jode en hy moet uit die Ou Testament vir hulle gaan vertel dat Jesus hier gekom het om dit wat daar gesê is te laat vervul word. So hy ken sy gemeente en dan praat hy en hy gebruik baie Ou Testamentiese taal om vir hulle te verduidelik. Dis die een storie. Markus, wel hy was 'n soldaat en hy was waarskynlik 'n soort van 'n kapelaan. So Markus en as ons nou mooi gaan luister na wat die ouens vir ons sê, dan lyk dit vir ons Markus het min of meer Petrus se skryfwerk gedoen. So Petrus lyk dit my was nie baie geletterd nie en Markus het waarskynlik die skryfwerk gedoen vir Petrus en dit is waarskynlik die eerste evangelie. En ek vertel nou hierdie goed net om ek nou by die punt uitkom, maar dis belangrik dat ons sal weet Markus het sulke kort sinnetjies gebruik. So soldate wil hê. Hulle wil nie lang, hulle wil kort opdragte hê en hy vertel ook 'n klomp wonderwerke wat soldate nogal love. Hulle hou van aksie. So Markus is maak Jesus amper 'n soort van 'n action hero om vir hierdie gehoor van hom te laat voel maar wow, Jesus is wow. Lukas, wel hy's 'n dokter. So hy skryf van sagtheid en van vrouens en hy haal kinders nader en hy praat oor mense wat siek is en jy hoor sommer in sy benadering is daar 'n sagtheid wat ter sprake is en hy trek almal nader. Nou moet mense vra maar wie van hierdie drie is nou reg? Matteus, Markus of Lukas? Al drie. Die een is net 'n Jood en die ander is 'n soldaat en die ander is 'n dokter, maar hulle sien al drie dieselfde gebeurtenis en hulle vertel dit vir ons. Dan kom Johannes. En Johannes werk anderster as Matteus, Markus en Lukas. Hy sê anderster as hulle wat begin by die geboorte, Kersfees en dan opwerk na Jesus se sterwe toe, gaan hy anderster werk. Hy gaan werk met en as ons nou sê hy's 'n dominee, hy gaan werk met 7 preke, verskillende preke. Die woord wat hy gebruik in die Grieks is ego eimi. Dit begin met ek is. So hy het 'n preekreeks van 7 weke waar hy elke keer iets sê van Jesus en hy begin met Jesus wat sê ek is en nou ken julle dit. Ek is die ware wingerdstok. Ek is die brood van die lewe. Ek is die goeie herder. En een daarvan en dis waar die teks vandaan kom. Een daarvan is ek is die opstanding in die lewe. Nou dis my so treffend. Julle is nou in 'n NG Kerk en in die NG Kerk kan mense nogal maklik aan die slaap raak as die dominee so 'n bietjie draal met sy prediking. En ek vermoed dat Jesus in sy tyd maar ook 'n NG gemeente gehad het. Wat ook nie lekker verstaan het nie. Want elke keer vertel hy hierdie storie. Hy sê ek is die ware wingerdstok en dan sê hy hulle verstaan nie heeltemal nie. Dan doen Jesus 'n interessant ding. Dan vertel hy vir hulle 'n wonderwerk wat gebeur langs dit om hulle mooi skerp te hou. So as hy die ware wingerdstok, dan vertel hy vir hulle die storie van die water wat in wyn verander het. En as hy vertel van ek is die goeie herder, dan bring hy 'n storie daarmee saam om te sê dat Jesus daar is vir ons as herder. En so is daar elke keer 'n wonderverhaal wat saamgaan. Ons teks. Ek is die opstanding in die lewe. En die gemeente sit so oë is oop, ligte is aan, maar daar is niemand tuis nie. Dan vertel hy vir hulle 'n storie. En ek gaan die storie vir julle herhaal, want dis die teksgedeelte. En ek gaan hom so 'n bietjie moderniseer. Verskoon my daarvoor as dit vir jou voel dis plat, dis regtig waar. Ek dink dat ons verstaan nie heeltemal die storie omdat ons ver verwyder, dit is 2000 jaar verwyder, dit is van 'n ander konteks. So ek gaan hom so 'n bietjie moderniseer. Verskoon my daarvoor, maar dis krusial dat ons die kruks van hierdie verhaal gaan verstaan. So Jesus het sy 12 disippels, maar dan het hy ook 'n klompie pelle, vriende, kombuistafel vriende met wie hy sit en koffie drink, moderne taal. En dit lees ons so nou en dan van, alhoewel die 12 disippels die op die voorgrond is hierdie verhale so 'n bietjie op die agtergrond, so 'n bietjie aan die periferie, en een van hierdie close families aan Jesus was 2 boeties en 'n sussie, Martha en Maria en Lazarus. En op 'n stadium dan kruip Jesus in Betanië weg, want die Fariseërs wil hom doodmaak, en dan is hulle in Jerusalem en dit is so 20 km van mekaar af, en
en Lazarus word siek. En hulle stuur vir Jesus 'n boodskap en sê, "Die goeie maatjie Lazarus is siek." Dis nie 'n slegte call nie. Van daar na daar, kom ons doen nou WhatsApp wat sy gestuur het. Ons boetie is siek. En haar bedoeling was, kom doen iets. Kom bid vir hom, kom genees hom. Dis die langste hoofstuk in Johannes. 57 verse lang. Vers 1 kry jy die boodskap, vers 2 sê Jesus, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op openbaring van die mag van God. En as ek nie die disippels wat het gesê, Here, hy's net siek, wat praat jy nou van die dood? Waar val jy nou uit? Ons praat van Lazarus, ons gaan, en nou wil hulle nie so toe gaan nie, want hulle is nou half benoud, en Jesus sê ook, ek gaan nie nou nie. Kan ek net daar pause, net gou vinnige opmerking maak. Daar's iets in my gemoed, wat as ek eendag in die hemel kom, sal ek tog weer bietjie met God wil gesels, en net vir hom wil vra, maar, hoekom was my timing en timing nie heeltemal gelinke nie? Hoekom is daar hierdie connection wat gebreek is? Hoekom sal hy vers 2 talm om hom gesond te maak? Here, dis mos nou 'n crucial ding dat hy gesond word. Ons is mos nou pelle. Hoekom gebeur, why do bad things happen to good people? En hoekom gebeur goeie goeders nie altyd met ons nie? En ek dink dis 'n vraag wat ons mee worstel, maar dis nou net so op die sideline, maar Jesus talm. Trouwens, dit lyk van Jesus nie talm nie, hy sê sommer blaatant op 'n manier met sy body language, gaan nie nou nie. Uiteindelik dan se Thomas, daai een wat ons nou geken as die een wat twyfel, is die twyfelende Thomas wat hulle oortuig om sê, maar kom ons vat nou die risiko en ons gaan terug. So hier kom die 12 disippels en Jesus terug. Hierso, dit gebeur nou, lyk dit my 5-6 dae later eers. En as hulle nader kom, dan kyk Martha en Maria, en dis een van die mooi tekste, Martha kom uit na Jesus toe en sê, is nou 'n bietjie laat, ons boetie, hy's dood. Eintlik sê sy vir hom, waar was jy gewees? Ons het vir jou WhatsApp gestuur. Het nie gereageer nie. Het trouwens weggebly. As ek nou van NG lidmate kan praat, dan klink dit vir my soos baie lidmate in ons gemeentes deesdae, wat sê, Here, ek het vir jou 'n lysie gestuur wat ek nodig het en jy het nie opgedaag nie. So sorry, ek check, ek waai. Ek kom nie weer kerk toe nie. As u hier was, sou dit nie gebeur het nie, dis haar woorde. Gewoon Afrikaans, is nou te laat. Ek het gevra en jy het nie opgedaag nie. Sorry. Ek is klaar met hierdie Christen ding. Maar daar's 'n ander reaksie. Die sussie, Maria se. Ek dink sy kyk so deur die kombuis gordyntjies en sien Jesus kom aan. En dan gaan sy doodluiters aan met haar werk. Sy gaan nie eens uit nie. En daar's baie van hulle ook. Wat nie meer nie noodwendig so verbaal dat dit sal opnoem nie, maar sommer so stil as sê maar, nee wat, hierdie godsdienst ding werk nie meer vir my nie. Op daai moment gebeur daar iets wat, en ek dink is die kruks van hierdie verhaal. Terwyl Martha hier staan, Maria nie eens uitkom nie, en Jesus sien hoe hartseer die mense hier om hulle is, want daar het nou hele klomp mense saamgedrom, want hier kom Jesus, en dan staan daar die kortste vers in die Bybel, Johannes 11 vers 35, Jesus het gehuil. In Engels net 2 woorde, Jesus wept, in die Grieks is net 1 woord, Jesus breek. Hou vas hierdie versie, ek gaan nou weer terugkom daarna toe. Jesus sê dan vir hulle, okay ouens, kom ons gaan graf toe. Onthou net wat is aan die begin gesê, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy gesterwe. Kom ons gaan graf toe.
Martha sê, daar's geen manier nie, Jesus. Hy is al 4 dae dood. Daar's 'n tradisie in die Joodse godsdienst wat gesê het, 'n mens gaan dood, maar die 3de dag as jy, ek weet daar's nie trap van vergelyking vir dood nie, maar dan as jy doodste, dan jy kan nie dan met lewendig word nie. Tot dan toe is daar dalk nog 'n kans, maar op die 4de dag geen kans nie. En onthou nou hoe lyk grafte, dit was nie soos ons wat in 'n koelkamers was nie. Dis rotsgrafte, die liggame word gebalsem en dan word daarin gebêre en dis jy maak hom dan oop nie, want dis 'n gesondheidsgevaar. So die 4de dag sê Martha, Jesus, hy's al 4 dae dood. En dan sê sy 'n lelike woord, maar wat baie beteken. Hy ruik al. Eintlik wat sy daar sê, die woordjie wat ons vertaal met hy ruik al, is eintlik die woordjie vir nee, die liggaam begin al ontbind. Daar's geen manier, dit stink. Dis die sterkste afkeurende reukwoord wat mens kry in Grieks wat sy gebruik. Uiteindelik oortuig Jesus tog, kom ons gaan maar graf toe. So die volgende scene, as jy nou 'n groot movie kamera het, dan staan daar nou 12 disippels en Jesus en Martha en Maria en 'n ander klomp staan nou hier rondom die graf. Waarskynlik wat hulle hande oor dit, wat het ons nou gesê dit ruik al en dit doen. En op daai stadium as ek nou daar was, sou ek my foon gegaan het en net geskrol het na Dr. Kaler toe of iemand van die psigiaters in die dorp om te sê ons is nie heeltemal seker wat hier gebeur nie, maar ek dink Jesus is bietjie not well. Dalk is daar 'n bietjie koorsigheid of iets, want hierdie ding klink nou vir ons te goed om waar te wees. So hulle staan hier rond en almal staan en kyk en Jesus sê rol die klip weg. Lazarus, kom uit. En op daai oomblik sou ek die groen knoppie gedruk het dat die kol kan deurgaan na Kaler toe of wie ook al. Ek wens ek was 'n Steven Spielberg of een van die ouens wat kon 'n film maak daarvan, want ek so ingezoom het op elkeen van die ouens se gesigte. Want almal staan met wat gaan met Jesus aan? En die volgende moment as hulle so al wil optree teenoor Jesus, dan is dit die wonderlikste shot waarop ek so wou gefokus het, as almal se monde so oopval omdat Lazarus uitkom. Goodness me. Wat 'n verhaal. Nog meer doeke om. En hier staan Lazarus saam met hulle. Lazarus is later wel oorlede en op een van die Griekse eilande het hulle 'n kerkie gebou oor sy graf, want dis waar hulle glo hy eventually gaan sendingwerk doen het en daarso gesterf het. Maar ek wil teruggaan na daai vers 35. Jesus het gehuil. En ek wonder sommer net, hoekom het Jesus gehuil? Onmiddellik skop ons dogmatiek en ons teologie en sê, wel, Jesus was mens en hy was God, en in hierdie moment het sy menslikheid oorgeneem, en hy saam hartseer geword, saam met hierdie mense, want Lazarus is dood. En dan vang ek wil my sê, maar dis wat dit is, maar dis nie wat dit is nie. Vers 2 het Jesus al gesê, maar hierdie gaan nie die dood wees nie. So Jesus stap soontoe, en hy weet, maar Lazarus is dood, maar ek gaan hom gesond maak. So hoekom, as Jesus daar gehuil het, omdat Lazarus dood was, met alle liefde, sou het fake gewees het, plastiek gewees het. Want hy weet mos hy gaan dit gesond maak. Ek vermoed, Jesus huil op daai moment, nie oor Lazarus nie, maar oor die mense wat rondom hom staan, wat huil en dink, this is the end. Terwyl sy preek was, ek is die opstanding in die lewe. Ok, ons is 2000 jaar later, en nog steeds glo ons dit nie. Nog steeds is die dood met al die hartseer en smart en rouprosesse wat daarmee saamgaan, vir ons die gevoel van, this is the end. Dis nou klaar. En die volgende woorde gaan ek sê as gelowige, en as jy nie 'n gelowige is, jy gaan dit nie verstaan nie, en ek is jammer vir jou daaroor, maar dis crucial. Hierdie lewe van ons is nie al nie. Flip is
oorlede, sy liggaam, enige van sy liggame kan net soveel wear and tear hanteer. Soveel impak hanteer by 'n motorbotsing, soveel kankerselle hanteer. Daarna gaan ons dood, dis deel van ons lewe. Maar dis net hierdie body van ons. Ons het hierdie stupid idee dat ons dink, ons is physical bodies with a spiritual side. Maar dis nie waar nie. Ek en jy is spiritual bodies, beings, met vir 'n tydperk 'n fisiese body. En hierdie bodies van ons, maak nie saak hoe jy dit vertroetel en make-up aansit en oefen, dit moet iewers sterf. En daarom is die vraag, what is inside? Nie net wat is buitekant nie, en die buitekant is belangrik. Ek verstaan heeltemal dat dit nodig is om te oefen en om jouself mooi te laat lyk ek verstaan dit alles. Maar het ons al verstaan van die binnekant? Jesus sê, ek is die opstanding in die lewe. As jy in my glo, sal jy lewe, selfs al het jy gesterwe. Skryf hy in 1 Korintiërs ook. Want ons mis dit, ons vergeet dit. Hoekom vergeet ons dit? Want ons hele wêreld draai rondom dis amper soos die hamstertjies wat op hierdie wielietjies rol, hardloop. Jy hardloop en hardloop en hardloop, en jy hardloop jouself getiks. En ek sien nou aan die einde van die jaar, ons almal is moeg en ons nervies is dun, ons skel op mekaar, en ons is gedaan, ons is uitgebrand, ons noem dit allerlei grand fancy woorde. En ons stop hier iewers net voor Kersfees, nadat jy die laaste geskenk by Woolies of Game gaan kry het, of by Walmart ingekom het, en dan is jy doodmoeg en 2 Januarie begin jy weer hardloop. Agter goeters aan, agter geluk aan, agter iets aan. Want ons het so behep geraak met hierdie outer bodies van ons. Dat ons vergeet wat is binnekant ons. En dat God sê, maar ek gaan jou vir ewig en ewig by my laat woon. En daarom moet ons dit vir mekaar sê as gelowiges, this is not the end. Dis amper soos 'n series wat ons kyk. Dit was season 1. Season 2 is op pad. Daar's 'n nuwe volume wat geskryf word. Daar's 'n nuwe uitgawe wat gaan deurkom, wat baie grand, ons weet nie eens heeltemal nie, ek wil die Bybel probeer vir ons prentjies teken van hoe dit gaan lyk in die hemel. Ons kry net 'n blertjies daarvan. Ons kry in Openbaring dalk die duidelikste een met goue strate en wit klere en trompette en al snaakse goeie wat ons nie heeltemal verstaan hoe dit werk nie. 'n Bietjie in 2 Tessalonisense probeer Paulus vir ons skryf. Maar ons het nie heeltemal presies, ons weet nie presies hoe dit lyk nie. Al wat ons weet is, dis wow daarso. Maar vir vandag, hierdie kant is nie so wow nie. Veral nie vandag nie, veral nie volgende maand nie, veral nie volgende jaar nie, veral nie volgende tyd wat ek sonder Flip moet aangaan nie. Sonder pa moet aangaan nie. Nie weer rooiwyn, roomys kan gebruik, kan geniet saam met hom nie. En hoe kry mens dit reg? Ons het mekaar gehelp al daarmee. Sielkundiges, maatskaplike werkers, dominees, almal gesê, maar daar sekere fases waardeur ons moet gaan, wat ons die rouproses noem. Nou was veral een dame, professor Elisabeth Kubler-Ross, wat ons gehelp het om die proses te verduidelik aan die hand van 'n paar, kom ons noem dit stepping stones, maar dis meer as dit. Dis nie asof jy A, B, C, D en dan gaan jy aan met jou lewe nie. Party het nou 7 stappe gemaak en 9 stappe, maar ek dink daar's 3 belangrike soort van emosie steps wat ons kan weet. Ons gaan hartseer wees, ons gaan huil. Dis fyn. Daar's niks meer fout nie. Ek weet nie hoekom die vrouens ons geleer het mans nie mag huil nie, want dis ons moet huil, ons mag huil. Naas Botha, ek weet nie, dis nou seker nie Noord-Transvaal Global ondersteuners nie, maar naas Botha het altyd gesê cowboys don't cry. Ek hou nie van naas Botha nie, ook nie van die Blou Bulle nie, maar en ek glo hom ook nie, want ek dink cowboys kan maar huil. Nathaniel, ek dink hy het ooit 'n rugbybal vasgehou, maar hy het gesê ons mans moet in touch kom met ons feminine side. En hy spot on. Ja, ek dink ons feminine side moet ons leer huil. Trouwens, hier met COVID op 'n stadium in daai Delta variant tydperk het ons regtig verskriklik baie lidmate en mense begrawe. Op daai een stadium was dit iets soos 50 en 60 dae gewees. Was regtig horrible tyd. En ek lees toe 'n artikel in daai tyd wat sê daar sekere toksiese stowwe wat in jou liggaam opbou wat jy net ontslaaf van kan raak deur middel van jou traankliere. Nie deur jou urienstelsel nie, deur jou sweetselstelsel nie, net deur jou traankliere kry jy dit ontslaaf van geraak. So manne, is okay, ons mag maar huil. Dis nie 'n mooi gesig nie, girls, ek weet dit, maar dis nodig om te huil. En daar's niks fout daarmee nie.
Ek weet nie hoekom ons mekaar net wil tissuetjies aandraai en sê maar moenie huil nie. Ag nee, daar's tye wat ons net sommer kan huil en dit kan die mees onwaarskynlike plek wees, onwaarskynlike tyd wees en dis okay. Moenie dat iemand vir sê, "Ou nee, jy mag nie huil nie." Natuurlik wil mense nou nie altyd 'n groot spektakel daarvan maak nie. Dan gaan 'n mens nou iewers op 'n rustige plek, maar jy kan maar soms net huil. Die tweede soort van emosie, stepping stone, is kom ons noem dit, dis nie regtig die sielkundige definisie van depressie nie, maar dis so lae vlak van depressie. Ek weet nie heeltemal wat om dit te noem nie. Ek kan nou allerlei name noem, maar so 'n gevoel van ek sien net nie kans vir lewe nie. Ek sien nie meer kans vir en nou kom die boedel nou nog en jy voel net sommer ag nee wat ek sien nie kans, ek so low level depression wat intree en dis ook okay. Ons is dom met hierdie goeters. Want as mense so 'n bietjie down is, ons hulle opcheer. Nee, kom, hier is jou blommetjie. Nee, jy moenie dit huil. Jy kan nou sit in sulk nie. Jy trek vir jou mooi netjies aan, sit vir jou grimering aan. Vrouens, sit vir jou lippe aan. Jy kan nie so lyk nie, jy moet nie vaal lyk nie. Daar's tye wat ons net bietjie kan COVID het ons dit geleer. Ons 'n bietjie in ons pyjamas te vertoef vir 'n dag of 2, 3, 4. Dis fyn. Nie dink o genade, moet nie vir ma 'n pilletjie gee en ek moet vir sissa dit. Nee, dis tyd, dis nodig om net so 'n bietjie down te voel, want dit is deel van ons emosies. Ek wil vir julle 'n storie vertel aan die einde wat hieroor gaan. Die derde soort van emosie is kom ons noem dit kwaad wees. Voel maar ek is kwaad vir omstandighede, kwaad vir net voor Kersfees, selfs kwaad vir die Here. En dan gaan hulle sê, "O, genade, jy moenie dat sien nie, is godslasterlik. Jy moenie vir God kwaad wees nie. Jy vra nooit hoekom nie, net altyd ja, is reg, Here, haleluja, prys die Here." Die Bybel is vol voorbeelde van mense wat defieste in was vir God. Julle onthou Psalm 23, nee, dis hierdie mooi Psalm. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. As Dawid so op 'n klip staan en sê, "Maar ek is okay, die Here is aan my kant." Onthou net die Psalms is liedere wat gesing is. Dis songs om vir mense te help om met hulle emosies te werk. 74 van die 150, amper die helfte, noem ons vandag klaagpsalms. Moan en groan, dis wat daar staan. Psalm 23 is voel maar, ek is okay. Maar as jy nou een bladsy terugblaai, bladsy 22, Psalm 22, dis nog steeds Dawid wat praat, selfde ou wat die liedjie geskryf het. Een aand voor Psalm 23, en hy begin so, my God, waarom het jy my verlaat, is jy ver van my al weg? Julle herken die woorde? As Jesus aan die kruis sterf, dan skree dit, prewel hy dit uit in Aramees, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het jy my verlaat? Selfs Jesus voel soms maar, Here het my gedrop. Trouwens, gaan lees jy Habakuk, gaan lees jy Jeremia, gaan lees jy klaagliedere. Dis ouens wat moan en groan met die Here. En die Here is nie onkant gevang daardeur nie. Ek dink dit is die fout ons maak. Jy almal tieners gehad, so julle sal nou weet of ek praat. Ons het hier so in Christopher Wes gebly met so huis met so lang gang houtvloere. En ek weet nie hoekom nie, maar tieners word mos nou kwaad vir mense in die eerste plek. En hulle moet 9 uur terug wees, nou kom jy 10 uur terug en jy raas met hulle en vat hulle selfone en al die goeders. En dan twee ding van tieners, hulle word swaarder en sterker as wat hulle was voor die tyd. Hulle stap nie meer in die gang af nie, maar jy hoor hulle, daar's hulle beweeg af, en dan kom hulle onder in die kamer, en dan slat hulle die deure toe, en die hele ou huis staan so en bewe op sy, maar nooit het ek dan, as dit gebeur het, na my studeerkamer toe gegaan, die leerkabinet opgemaak, en hulle ID's opgeskeer, of hulle geboortesertifikate verbrand nie. Hulle bly my kinders, en tot vandag toe is ons 'n goeie verhouding, al was hulle dikwels kwaad vir hulle pa, dis okay. In die verhouding tussen my en God, kan ek soms op God se skoot sit en my vuiste op sy bors tamboer en sê, Here, hoekom? Why do bad things happen to good people? Hoekom gebeur hierdie goeders? En die Here geen noodwendig vir ons antwoorde nie, maar gee vir ons net 'n plekjie om asem te haal. So hier is die prentjie. Jeanette, ek wil dit vir jou gee. Dis of God vir jou sê, al die emosies kan jy hanteer, maar kom stop my skoot. Dis of God ons uitnooi om te sê, maar dis hierso, waar is die kan handle. Daar's ander plekke ook, daar's ander haltes wat ons ook kan probeer, maar hulle werk nie. Dalk vir 'n rukkie, dalk werk alkohol vir 'n rukkie,
of een of ander sintetiese medikasie, of een of ander oefenprogram waarop jy skielik gaan, of een of ander shopping spree waarop jy gaan. Dit werk tydelik met 'n groot klomp kopseer daarna, letterlik en figuurlik. Die enigste plek, en dit het nou gesien na die 30, 35 jaar van bediening, is om op God se skoot te klim en te sê, maar Here, ek wil huil en ek wil sommer net hier by U kom huil. En ek wil beklei en ek wil met U beklei. En op U skoot beklei. En ek wil down wees en ek wil hê U moet U arms om my sit, maar dis op God se skoot wat dit werk. Dis die enigste plek. So ek wil julle nou so vir 'n oombliekie los en ek wil 'n bietjie met die res van ons praat, net vir 'n laaste storie as ek klaar. Ek dink ons sukkel met, en dis hoekom ek met ons almal wil praat, ons sukkel om te weet, wat maak ons nou met hulle? Hoe hanteer 'n mens nou die seer wat so naby aan hulle is? Hoe moet ons optree? So ek gaan in die hand van 'n storie dit met julle deel. Ek was in die polisie gewees aanvanklik. Ek het begin as polisiekapelaan, 'n dominee in die polisie, en dit was my tydperk in my lewe wat ek baie vinnig verskriklik baie moes leer. Dit was in die 90er jare, toe al die halsnoermoorde en polisie selfmoorde, en dit was 'n magte om sulke erge goedes wat in die oorgangstyd gebeur het, en dit was horrible om 'n kapelaan te wees, 'n dominee te wees vir polisiemanne wat al hierdie gemors moes beleef en moes sin maak daarmee. So gebeur het een Saterdagmiddag dat ek ons het pagers gehad, was voor die selfone uitgekom het, 'n boodskap gekry het dat ek moet kom help. Ek bel toe in en dis toe 'n polisiekonstabel wat in Besuidnousvallei gebly het, wie se kind haar dienspistool in die hande gekry het en laat 'n skoot afgegaan en die kind homself doodgeskiet. En ons het bo in Linden gebly en ek klim in die kar en sê ek het by blitspatrollie gewerk, gesit, so blou ligte en jaag hier af, en die uniform aan met die persband om my pet en jy jaag nou af, en terwyl ek so afjaag, dink ek myself, Gerrit, wat gaan jy nou maak? Wat gaan jy vir daai swart konstabel dame, haar naam is Rose, sê? Jy's kwaliek 30, wat op dese aarde gaan jy nou vir haar kan sê? En daarmee saam, dis 'n swart dame, wat verstaan jy van haar kultuur? Jy weet nie of sy Wenda of Kosa of wat sy is nie, jy weet, jy het nie 'n idee wat so nou jaag af en ek dog okay, goed, ek sal maar op die gees van die Here vertrou dat hy my moet lei om iets te sê. En ek kom toe daarso en die polisie, maar as kom polisiemanne, want dit is nou 'n polisie voorval, en hulle maak so oop, want hier kom die dominee mos nou, die Moruti, en ek stap in, en as jy nou die swart kultuur verstaan, dan skree die vrou verskrik hard, tot iemand nou kom om haar te troos, 'n niggie of 'n tannie of haar ma of iemand. So ek kom in en hierdie girl skree verskriklik. Sy is so na laat 20er jare seker. En sy lê so op die sitkamer vloer, op die mat. Die gebeurtenis wat daar in een van die agterste vertrekke gebeur, en die patologie ouens is hier agter besig. So ek dog toe maar ek weet nie wat om te sê nie, en ek doen 'n ding wat ek vandag dink slim was, ek het toe nie gedink is slim, ek het dit gedoen. Ek het so by haar gaan sit, lê en net stil gebly, ek het nie geweet wat om te sê nie. Later het 'n tannie gekom en haar getroos, en ek het later hulle gehelp in die begrafnisreëlings daar in Polokwane, en ek was hele goeders toe saam met haar. Maar so 2 maande later, toe kom sy by my kantoor verby daar by blitspatrollie, en sy klop my deur en sê vir my, Moruti, ek wil gou met jou kom gesels. En ek nooi haar toe in, maak vir haar tee. En sy sê vir my kom dankie sê vir 2 goeders. Sy sê vir my, Moruti, dankie dat jy daar was, en dis nou haar woorde, en dankie dat jy gesharp het. Ek was toe uit die veld geslaan, en toe gaan lees ek nog 'n bietjie meer oor berading, en hoe werk 'n mens met hierdie sterwensbegeleiding, en al hierdie goeders. En toe sê iemand dit nogal baie mooi, en hulle gebruik toe die 2 Engelse woorde, wat nogal mooi woordspeling het. Ons job as ondersteuners is to be present and to be silent. Want wat gaan ons sê wat die situasie gaan makliker maak? Niks. Ons het mooi woordjies, die Here het sy mooiste blommetjie kom pluk. Ja?
Is ek nou maar 'n ou kaktusie wat agtergebly het en ek is nie mooi genoeg nie en dan moet ek agterbly en hoekom daar's nou genoeg ander blommetjies wat die Here kan pluk. Hoekom sy nou hierdie blommetjie kom pluk? Ons sê dit vir mekaar en dit help miskien so bietjie maar nie eintlik nie. Selfs ons regte formulering wat ek dink reg is, teologies korrek is, help niks. Daai ene wat gaan soos dit was die wil van die Here. Dit is waar, dit is 100% waar. Maar help dit hierdie gesin? Nie noodwendig nie. Op hierdie staan voel mens rou en stikkend en geen woord wat jy sê gaan 'n verskil maak nie. Trouwens ek dink daai dag het ek nie eens die Bybel gelees nie. Ek dink nie so nie. Ek dink ek het 'n gebed gedoen, ek is nie seker nie. Want dalk is dit nie nodig om al hierdie goed vir mekaar te sê nie. Dalk hoef jy nie vir God in die bresse te tree nie. God sal daai persoon, wees jy net present. Bring 'n bordjie koeksusters as jy NG Kerk lidmaat is. Bring sommer net 'n bordjie sop. Of kom maak dit 'n draai. Kom sit net en sê, "Ja, ek weet dit gaan swaar met julle." Want oor 'n maand en 'n dag vanaand oor 'n maand is dit ou Kersaand. En ons flip nie daar nie. En as dit leeg. Kom ons wees net daar vir mekaar. Sonder om allerhande grand formulerings te maak. Maar sommer net to be present. Want in ons agterkoppe weet ons, ek is die opstanding en die lewe. This is not the end. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat hierdie nie die einde is nie. Dit voel vir ons of ons dag net al hoe donkerder en donkerder gaan word. Maar U kom sê vir ons, ek gaan by jou wees. Ek gaan by julle wees, julle gaan nie alleen wees nie. Daar gaan 'n leesstoel wees om die kerstafel, maar ek gaan ook daar wees. Ek gaan soos altyd gaan ek julle toevou met my liefde, selfs al huil julle, selfs al is julle kwaad, selfs al voel julle nie lus om môre weer te wil sien nie. Ek gaan by jou wees. Ek gaan jou nie alleen los nie. So ons hou in die vas, ons klou in die vas. En nou wil ons sommer net totsiens sê, Here. En afskeid neem. Hou ons net styf vas terwyl ons alleen is.
nou die voorreg om die seën uit te spreek en ek wil vra dat jy almal sal staan daarvoor en dan gaan ek die seën vir jou uitspreek wat 'n toesegging van die Here is. Kom ons almal staan asseblief. Die seën van die Here is meer as 'n laaste sinnetjie aan die einde van 'n preek. Dis 'n God wat 'n persent vir jou kom gee en vir jou sê maar gaan by jou wees. Relax. En daarom mag jy dit oop oë ontvang en jy mag so staan en sê Here, dankie. Want die Here kom sê vir jou, my genade is vir jou genoeg. Mag die Here se genade en sy liefde by ons elkeen wees. Mag hy julle styf vashou in 'n tyd wat seer en donker voel. Mag hy ons sommer net koester met sy allerbeste. Amen. Terwyl jy uitbeweeg buitekant toe, gaan ek sommer vir ons 'n laaste lied net speel.